Hi, my naam is Lauren en baie welkom by week 4 van ons Becoming Love se life group discussion. Ek sien ongelooflik baie uit daarna om die volgende paar minute saam met jou te spandeer waar ons hierdie transformasiewerk van Jesus gaan bespreek. So, kom ons duik in. Hierdie Sondag het ons ontdek dat Jesus nie net gekom het om ons te leer hoe om lief te hê nie, maar dat hy eintlik besig is om ons te transformeer in die beeld van liefde homself. Ons kyk na wat Paulus sê vir die Korintiërkerk in 2 Korintiërs 3 vers 18 en dit lees soos volg. Hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou, ons gekyk na hoe Paulus vir die Korintiërkerk 3 groot waarhede openbaar uit hierdie stukkie skrif. Die eerste waarheid wat ons ontdek rondom Jesus se transformasie in ons lewe, is die krag wat daai transformasie dryf. Ons het ontdek dat daai krag is nie ons wilskrag of ons emosionele krag of ons intellektuele krag wat ons toepas nie, maar daai krag is 'n persoon self. Heel aan die einde van hierdie versie sê dit is deur God homself, wat die Gees is. Met ander woorde, dis die Heilige Gees se krag wat die transformasie in ons lewe kom dryf. So nommer 1, die krag is 'n persoon. Tweedens, as die krag 'n persoon is die proses waarin die Here ons transformeer 'n verhouding met hierdie persoon. En ons het Sondag gesien hoe hierdie unieke verhouding aan mekaar gesit is. Die eerste ding wat Paulus vir ons sê is, dis 'n verhouding met 'n onbedekte gesig. Met ander woorde, daar's geen maskers nie. Ek bring nie my werke of pretenses voor Here nie. Ek is net wie hy my gemaak het om te wees voor hom. En as ek so voor hom kom, die ware ek, die real jy, die authentic you, soos hulle sou sê in Engels, dan kry ons die geleentheid ook om dan die Here se liefde, se glorie te aanskou. Die Engelse woord daarvoor is behold. Met ander woorde, dit gryp jou hele wese as jy sy liefde aanskou. En as ons dit doen, dan verander ons transformeer in die beeld van liefde homself. So dis 'n verhouding waarbinne ons oop en eerlik Jesus se liefde aanskou en dit ons harte vorm. Derdens het ons gekyk na die persoon waarin ons getransformeer word. En sy naam is Jesus. Hy is die volle uitdrukking van God se liefde. Met ander woorde, as jy wil sien in wie Jesus jou intransformeer as deel van sy nuwe skepping, kyk na Jesus. Jesus is nie 'n voorbeeld vir ons nie, maar hy is 'n voorbeeld van ons. So, ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer om saam te gesels en die implikasie van hierdie 3 waarhede so 'n bietjie uitmekaar uit te haal. Om dit te doen, het ek vir jou 2 vrae wat ek op die skerm gaan gooi en jou 'n geleentheid gaan gee om deur te werk. Die eerste vraag is, waar in jou lewe het jy al probeer verander uit jou eie krag? En wat was die resultaat? Die tweede vraag is, watter maskers sit jy gewoonlik op en kruip jy agterweg wanneer jy na God toe wil kom? En waarom? Jou groepleier kan nou hierdie video pause en julle kan 'n bietjie gesels oor die vraag. Wel, ek vertrou dat daai gesprek om die tafel julle regtig seën en vorm. Vir die tweede deel van ons tyd saam gaan ons bietjie meer prakties gaan. En Paulus sê dat transformasie plaasvind wanneer ons met 'n onbedekte gesig, met ander woorde geen maskers, die heerlikheid van die Here, sy liefde vir ons, aanskou. Toelaat dat dit ons wese aangryp. Die oomblik as dit gebeur, dan sê hy, word ons soos dit wat ons aanskou. Ons transformeer binne in daai heerlikheid in, daai liefde van die Here. Ons word liefde. So op 'n praktiese vlak sê Paulus vir ons, in elke lewensomstandighede waarin jy jouself vind, is die uitnodiging nie om harder te probeer om soos Jesus lief te hê nie. Die uitnodiging is om in die middel van jou vrese, van jou onsekerheid, van jou versoekings,
Jesus te aanskou, genuinely, real, net soos wat hy jou gemaak het, en toe te laat dat sy liefde jou transformeer in die middel van daai oomblik. Nou wat ek sal wil doen vir die volgende tyd is, ek wil jou graag 'n geleentheid gee, om net so klein oomblik te praat oor en te gesels oor hoe jy die Here kan aanskou. En om dit te doen, gaan ek vir jou 2 vrae gee, en daarna gaan ons saam bid. So, hier is die 2 vrae. Vraag nommer 1. Hoe aanskou jy Jesus in jou daaglikse lewe? Vraag nommer 2. Wat is een praktiese manier waarop jy hierdie week ruimte kan maak om sy liefde te aanskou? Jou groepleier kan nou hierdie video pause en julle kan 'n bietjie gesels oor die vraag. Ek vertrou dat hierdie tyd om die tafel julle so baie geseën het. Die laaste ding wat ons gaan doen is om saam te bid. En ek gaan jou lei in 'n gebed, maar net so voordat ek dit doen, wil ek net gou 'n gedagte deel. Ons het Sondag gekyk daarna dat Jesus die vermoë het, en glo ons daai selfde vermoë het, om selfs ons vyande lief te hê. Nou, vir ons wilskrag en ons intellektuele krag, ons denke en ons emosies, maak dit glad nie sin nie. Ons kan nie eers sien hoe dit moontlik is om iemand wat 100% ons wil seermaak in liefde te antwoord nie. Maar Jesus sê, as ons hom aanskou, transformeer hy ons in die persoon wat so kan lief hê. So vir die laaste stuk gebed wil ek jou in 'n geleentheid inlei waarin ons die Here gaan toelaat om die grootste liefdes-challenge wat ons op hierdie stadium in ons lewe moet face, te kom transformeer. Ek gaan in hierdie gebed jou lei om daai oop en eerlik, sonder 'n masker, met Jesus te kan deel. En dan daarna om stil te word en te luister na wat hy wil hê jy moet weet oor daai liefdesuitdaging wat voor jou staan. So, kom ons bid saam. Vader, ek kom voor U met 'n onbedekte gesig. Geen maskers, geen voorgee. U ken my hart. U weet van die liefdesuitdaging waarvoor ek nou staan. Ek bring dit oop en eerlik na U toe. Wil jy nou 'n geleentheid gee om in jou eie gedagtes, of dalk in saggies in jou eie woorde, met Jesus eerlik te deel waarvoor jy staan. Here Jesus, ek wil in hierdie oomblik kom sê dankie dat U ons ontmoet met liefde en nie met skaamte nie. En dan Heilige Gees, wat wil U hê moet ek weet oor hierdie liefdesuitdaging in my lewe? Spreek U waarheid in my hart en herinner my aan wat Jesus gesê het. Wil jy nou die geleentheid gee om aandag te vestig op jou gedagtes en toe te laat dat die Heilige Gees met jou kom praat in hierdie oomblik. Dankie Here dat U stem altyd ons met liefde lei. Vader, nou dat U gespreek het, vra ek, wat wil U hê moet ek doen met hierdie nuwe begrip van U liefde? Gee nou vir die Heilige Gees 'n kans om jou te lei in 'n praktiese uitdrukking van God se liefde in hierdie liefdesuitdaging van jou. Here Jesus, dankie dat U my nie net leer hoe om lief te hê nie, maar besig is om my te maak in die beeld van liefde homself. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Dit was vir my ongelooflik lekker om vandag tyd saam met julle te spandeer. En my gebed is dat ons nie net sal leer hoe om beter lief te hê nie, maar dat ons sal toelaat dat Jesus ons transformeer in die beeld van liefde self. Mag God julle seën.